Nou vanmôre is die tema van my boodskap, jou hoed vertel jou storie. Nou jy sien, lê 'n hele paar hoedens hier by my, nou ek gaan so bietjie prakties preek vanoggend en 'n hoed op my kop sit en vir jou 'n storie vertel. Maar ek wil hê ons moet begin lees uit 1 Timoteus 6 vers 12. Lees saam met my vanoggend wat die Here sê in 1 Timoteus 6 vers 12. Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis vir baie getuies afgelê het. Nou vanmôre wil ek hê die nuwe lidmate en die van u wat nou al 'n rukkie terug al voorgestel is, moet vanmôre mooi luister na hierdie woord, want dit is vir u vanoggend en vir die wat al jare hier sit. Die Here wil vanmôre met ons praat oor, as ek instap in 'n familie soos hierdie, wat is my verantwoordelikhede? Want dis nie net ek wat 'n verantwoordelikheid het as die pastoor van die gemeente om voor u te kom staan en vir u woord af te lewer nie. Elkeen van u het 'n verantwoordelikheid. Elkeen van u het 'n plek waar u kan inskakel in die gemeente en elkeen van u se hoed wat jy op jou kop het, vertel 'n storie. Nou Paulus skryf hierdie brief en weet jy, Paulus sit in die tronk en hy wag dat sy kop afgekap moet word. Toe sê hy, stry die goeie stryd. Wat is die goeie stryd? Kom ons lees gou wat sê die Engelse Bybel. Die Engelse Bybel sê dit vir my so mooi. 1 Timoteus 6 vers 12 sê vir my die volgende. Fight the good fight of faith. Met ander woorde, geloof. Jy moet glo dat ten spyte van 'n struikelblok, 'n tekortkom, 'n challenge wat skielik voor jou opgestaan het, jy moet geloof behou in wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het. Dis die goeie stryd wat jy moet stry. Ons kyk partykeer baie na wat mense doen, maar ons vergeet wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. En wanneer ons die kruis begin volg, en die kruis begin opsoek, en oor die kruis begin praat, en wanneer ons begin kyk na die woord van God, dan besef ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, broer en suster, maar teen die bose magte en die owerhede. En Paulus praat, hy sê, stry die goeie stryd, gryp na die ewige lewe, want as jy die goeie stryd stry, gaan jy oorstap van die aarde in die ewige lewe in. Jy gaan nie hoef te wonder waar jy gaan en met geloofsonsekerheid sit nie. Maar die hoed wat ons dra elke dag, vertel ons storie. Die hoed waarmee jy opstaan in die huishoudskap. Nou daar in die sportwêreld is daar 'n hoed wat sê, Driekus, julle weet nie wat ons weet nie. Julle al gehoor hy sê dit? Julle weet nie wat ons weet nie, want hy weet as 'n Afrikaner gaan die ander ouens doodslaan. Hy gaan hulle uitslaan, hy gaan wen. Maar hierdie hoed kan jy as kind van God ook sê vir die wêreld, julle weet nie wat ons weet nie. Julle weet nie dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het nie, dat hy die oplossing is vir jou probleme, dat hy jou sonde wegwas, en dat jy wit word soos sneeu, en dat jy elke oggend kan opstaan en kan stap, met oorwinning, met 'n reguit rug en sê, ek is 'n kind van die lewende God. Julle moet nog op daai plek kom wat julle ook kan sê, ek weet wat julle weet. Nou baie mense het so hoed op, maar dan stap hulle deur die lewe en sê, julle weet nie wat ek weet nie, julle weet nie van hoe moeilik my lewe is nie, en hulle fokus op hulle probleme, nie op die uitkoms nie. En die uitkoms se naam is Jesus Christus. Dan kry jy ander mense, wat met hoed opstap, wat eintlik niks sê nie. Jy kan hulle nie pyl nie, jy weet nie waar hulle is hulle bly, is hulle ongelukkig, is hulle beweeg hulle vorentoe, beweeg hulle agtertoe, hulle hoed soos niks seggens, hulle lewe nie, hulle bestaan net. Hulle staan soggens op en gaan werk, party oggende wil hulle nie gaan werk, hulle bly maar in die bed, en by die werk is hulle ook maar net so, as ek 2 minute kan sit en niks doen nie, dan gryp ek dit of ek na die baas tyd steel of nie, dit maak nie aan my saakie, ek flout maar net so deur die lewe. Kind van God, jy flout nie deur die lewe nie. Jy het opdrag en 'n lig om uit te dra. Daar kan nie 'n niks seggende hoed op jou kop wees nie. Want hoe gaan jy die lig wees as dit nie sê jy is die lig nie? Dan het ons mense wat verskriklik lief is vir diere. Nou ek self is baie lief vir diere. As ek nou die dag
my dierehoed op het, nou hierso is 'n hond op, maar ek is 'n katmeisie, dan moet jy nie aan my katte vat nie, want dan vat jy aan my. As 3 katte in my huis, Snoekie en Fila en Potato. En ek is baie lief vir hulle, en hulle vir my. Nou baie mense gaan so oor diere aan, dat hulle vergeet van mense. En hulle vergeet van Jesus Christus. Hulle lewe elke minuut van hulle dag draai om hulle diere, en hulle kom nooit by die Bybel uit nie. Hulle lees nooit die woord nie. Want nie net die diere nie, die ander goed, die staf in hulle lewe, trek soveel van hulle aandag af, dat hulle nooit tyd met God spandeer nie. En hulle verloor die stryd, want hulle fokus is nie meer waar het was nie. Kom ons lees gou wat sê 2 Timoteus, vers 7 tot 8, daar staan, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Stry die goeie stryd. Nou kom ons wees eerlik met mekaar vanoggend. Dit help nie ons draaidoekies om vanoggend nie. Die realiteit is die lewe is hard en taai. Nou kan julle maar amen sê. Want dis die waarheid. Jy weet nooit wat 'n challenge vir jou môreoggend wag nie. Jy weet nie wat telefoonoproep jy gaan kry wat jou dag so bietjie gaan versuur nie. Maar familie, dis die stryd wat ek en jy moet stry met geloof. Want as ons gaan een kant gaan sit en vir onsself gaan jammer voel en in 'n hoekie gaan wegkruip, dan gaan ons nie die wedloop kan voltooi nie. En dan gaan ons nie die opdrag wat Jesus Christus vir ons gegee het om die lig in die donker wêreld te wees kan uitvoer nie. Ek gaan nie nou vertel van dit, maar ek en jy moet vir onsself besluit en die keuse begin by ons elkeen self. Ek kan nie sê as my man vriendelik met my gaan wees vandag, gaan ek ook vriendelik wees nie. Ek moet vriendelik met hom wees ongeag. As hy wil knorrig wees, ek kan hy knorrig wees, maar my man is nooit knorrig nie, hy is vrouvriendelik. Ek is die een wat knorrig geraak. Maar verstaan nie, ek kan nie sê, maar as my vriende by die skool nie gaan nice wees met my nie, gaan ek ook nie met hulle nice wees. Nee, jy moet jou lig by die skool laat skyn. Hulle moet dit in jou kan sien. Hulle moeilike, hiermerige geaardheid moet verander wanneer hulle die lig in jou sien. En by ons werke ook. Ek wil nie vandag gaan werk, my baas is te moeilik. Nou wie is jy dan reg dat sy moeilikheid kan weggaan? Laat jou lig so skyn. Maar ons wil te maklik 'n verskoning gebruik om nie die regte hoed te kan opsit nie. Nou vanmôre is die mense wat hierdie hoedjie opsit. AGS, lofwoord. Nou kom ons vat gou so 'n advertensiebreek. As jy nou wil weet waarom hierdie hoedjie te kry, gaan vra vir Wessel, hy maak hulle. Wessel, jy moet reg staan. Nou elkeen van u wat vanoggend hier sit wat 'n lidmaat van hierdie kerk is, en selfs as jy 'n besoeker is wat vanmôre ingestap kom, AGS lofwoord, ons dra ons hoedens met trots. Ons is bly dat ons deel is van hierdie familie. Ons is bly dat daar 'n deur is waar ons kan instap in die oggend en ons word verwelkom. Ons is bly dat hier 'n sagte stoel is wat ons kan insit. Ons is bly dat die mense wat vir jou kom sê, "Hallo, hoe gaan dit? Gaan jy goed?" Ons is bly as daar nuwe lidmate voorgestel raak. Maar die meeste van alles waar ons bly is dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees heers in hierdie huis. En as 'n AGS lofwoorder, moet jy vanmôre kan sê, ek stap in oorwinning, al is pyn my rug, al pyn my been, al is daar nie geld aan my bankrekening nie, al wil die bank my huis wegvat, al het ek nie voertuig nie, maar vanmôre as jy vir Jesus het, het jy alles. En as AGS lofwoorder, kan ons nie net hier sit en sê, gloria, halleluja nie, ons moet uitstap in die wêreld, met ons hoed op ons kop, jy kan hom nie afhaal as jy daar buite kom en sê, nou kan ek maar maak wat ek wil, en breek wat ek wil, en sê wat ek wil, en vloek soos ek wil, en drink soos wat ek wil, en dagga en tik gebruik soos wat ek wil nie. As jy hierdie hoed op jou kop het, is jy deel van hierdie familie, en dan kry jy jou oorwinning oor daai goed by Jesus Christus, nie op 'n ander plek nie. Maar wanneer ek stap uit hierdie plek uit,
waar ek hier agter die kansel staan vanoggend as ek in Spar instap, mag ek nie my hoed afhaal nie. En ek praat nou geestelik. Ek moet daar instap en hulle moet 'n lig in my kan sien. Verlede Sondag, broers en susters, en ek sê dit nie, ek sê weer eens vir, dis nie omdat ek oulik is wat ek dit sê nie, maar ek wil vir die getuig van ons gedrag en 'n voorbeeld wat ons moet gee. Ek staan by die apteek en sy sê vir my, sy kyk my so, die vroukie kyk my so, sy sê, kom Tannie nou van die kerk af? Ek sê, ja. Sy sê, wat was die woord vanoggend? Ek sê, breek deur mure en bou 'n brug na die kruis toe. Maar ek sien hoe val dit in hierdie vrou se gees. Sy het, wat het sy raak gesien? Die Here het vir haar gesê, die Heilige Gees het vir haar gesê, praat met daai vrou, sy het vir jou 'n woord. Sy het my gevra, en daai breek deur die mure, het sy gevat, en dit het 'n verskil gemaak in haar dag. Dis al wat jy hoef te doen, jy hoef nie 'n preek te gaan afsteek daar in Spar se parkeerarea nie. Jy moet net jou lig laat skyn in die plek waar jy instap, met jou AGS lofoorhoed. Dis hoekom ek vanmôre vir hulle gevra het, as jy van die lyn afloop, as jy op 'n plek kom wat jy nie moet doen nie, en ons hoor daarvan, en ek kom na jou toe en ek praat met jou in liefde, moet jy weet, ek kom na jou toe met die AGS lofoorhoed op my kop, want jy het ook een op jou kop. En dan moet ek vir jou sê, kan ek jou in liefde help? Gaan nie met jou beklei en raas en skel en skree nie. Dit hoort nie in die huis van die Here nie. Dis die dinge wat God haat. En ons hou ons nie op met dit nie, ons hou ons op met die vrug van die Gees. Galasiërs 5 vers 22. Matteus 5 vers 14 tot 16 sê vir ons die volgende. Nou dit is wat AGS lofoorhoed op moet staan. En elke kind van God, al sê jy ook, maar dis nie my huis hierdie nie, ek het net vanoggend kom besoek, dis wonderlik. Maar in jou huis waar jy jou voedsel kry, in jou huis waar jy aan bid, moet die volgende gebeur. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staande en dit skyn vir almal wat in die huis is. Volgende vers. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Halleluja. Dis waarvoor jy hierdie hoed op jou kop het. Nie vir jouself nie, maar vir die wat nog in die duisternis is. Die wat nog in die duisternis is, wat nog nie vir Jesus ken. En dan familie, het jy 'n verantwoordelikheid as jy hierdie hoed op jou kop het. Jy sit miskien vanmôre hier by jou en jy sê, o, die worship team is lekker vir hulle sing saam, maar ek is eintlik ook 'n worshipper. Dan kom sê jy vir ons, ek wil worship. Jy sit miskien vanoggend en jy sien 'n jong klomp en jy hoor praat ek van 'n jong klomp en jy sê, ek het 'n bediening om met jong mense te werk. Dan kom jy en ons trek vir jou in, ons maak vir jou 'n plek. Want elkeen van ons het 'n plek in hierdie gemeente. Jy hoor praat ek van die verkoop en jy dink, o, ek sal graag wil deel word van die span wat help. Ek wil skorrelgoed was. Het julle geweet wat se bediening 'n skorrelgoed was? Dis nie sommer iets anders nie. Ek kan nie met ek die pastoor is dink die ou wat skorrelgoed was is minder as ek nie. Nee. Ons is dieselfde voor die Here. Daar's nie 'n verskil nie. Maar jy sê vanoggend vir my, ek sal graag wil kom help skorrelgoed was as julle Javels pak en sê kom. Want jy het 'n plek in hierdie gemeente. En weet jy wat, partykeer dink jy, my plek is maar gering. Ek wys net die stoele aan. Maar as jy getrou daarin is om vir mense plek aan te wys, dan begin die Here vir jou na die volgende stappie toe vat. Dan sê hy, okay, jou volgende stappie is jy gaan kinderkerk hou. En hou jy kinderkerk en jou volgende stappie, vat die Here op en aan die einde van die dag staan jy vol in jou bediening. Maar ek en jy moet dit wil doen. En ons moet hoor as die Heilige Gees met ons praat. Ek het my lewe lank gedink, ek is maar net 'n klavierspeler. Tot die dag wat die Here my geroep het vir die bediening. En vandag besef ek, dit was maar my beginstoeltjie. Dit was my stepping stone, waar die Here my gebruik het. Dis die AGS lofoorhoedjie wat ons moet dra. Ek mag hom nie afhaal nie, geestelik praat ek nou. Ek sit hom nou vir julle op dat julle kan sien, maar ek mag nie kind van God hoedjie afhaal nie. En moenie dat die kerk die belangrike word in jou lewe nie. Jesus Christus moet die belangrike wees. Hy moet die een wees wat jou ingang en jou uitgang wees. Hy moet jou alfa, jou omega wees. Daar moet in jou hart 'n honger wees vir Bybel lees. Jy moet nie kan wag aan oggend vir Bybelstudie. Jy moet eintlik sê, ek gaan 'n uur vroeër opstaan, dat ek net bietjie meer tyd aan die woord van God kan spandeer. Want die woord van God is dit wat jou lei, dis wat jou rig, dis wat jou geestelik voed. Want as jy geestelik honger hy, dan gaan daar foute in jou lewe begin kom. Dit begin by jouself
en by jou gees. Jesus Christus moet regeer in jou lewe. Skakel in by maande gebedstyd, skakel in by kragstasies. As jy jong mense in jou huis het, stuur hulle Vrydaande na die jeug toe. As die Here met jou praat oor 'n bediening, kom asseblief na my toe. Ons gaan in April maand, wanneer ek terugkom van vakansie af, gaan ons 'n Saterdagoggend 'n kursus hou waar ek al die nuwe lidmate en die nuwe dopelinge gaan vat en ek gaan vir hulle disipelskap kursus doen. Ek gaan vir hulle wys waar begin dit en waar moet jy begin stap in die Here. Broers en susters, ek ken iemand wat 'n geweldige gawe het om vir siek mense te bid en eendag sê die Here vir die persoon, maar jy gaan soveel krag ontvang wat ek vir jou gaan gee, dat wanneer jy vir siekes bid, gaan die kanker uit hulle liggame uitval. Dis God wat sulke goed sê, maar weet jy wat doen die persoon? Gaan sit by die huis en wag vir die krag. Dis nie hoe dit werk nie. Jy moet begin vir siekes bid. Want God het vir jou gesê, gaan bid vir die siekes. En die oomblik wat jy jou hande op siekes begin lê, gaan God hulle begin genees. Want hy is die geneesheer, nie jy nie. Ek kan nie mense gesond maak nie. Ek kan nie mense red nie. Ek kan nie jou omstandighede verander nie. Maar ons kan saam bid as 'n familie en God kan instap en ek kan jou verlos van jou verslawing. Hy kan jou omstandighede verander. Hy kan vir jou werk bring waar mense gesê het jy nooit sal werk kry nie. Moenie luister na wat mense sê nie. Luister wat die woord van God sê. Hy sê hou aan bid. Klop en vir julle sal oopgemaak raak. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Familie, jou loetjie moet op jou kop wees, 24 ure 'n dag. Jy mag hom eers afval as jy gaan slaap nie. Jy moet weet dat wanneer jy AGS Lofwoord lidmaat is, en belangriker, kind van God is, het jy 'n taak en 'n verantwoordelikheid wat jy moet uitvoer. En dis nie die pastoor wat jou tot verantwoording gaan roep nie, dis die Here. Eendag wanneer jy voor hom staan, dan wil ons graag hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Want eendag, as jy vandag iets doen op aarde, jy sien nie altyd wat jy doen nie. Ons mag miskien nie die vrugte pluk hier in Lofwoord terwyl ek in Persie is nie. Oor 10 jaar gaan 'n ander pastoor dalk groter oorwinnings behaal, maar wanneer ons in die hemel kom, dan gaan die Here vir ons wys. Dit is die grondslag wat jy gelê het. Dit is die vrugte wat gepluk raak. Daar's 2 soorte bome wat jy kan wees. Jy kan 'n boom wees wat net blare dra, of jy kan 'n boom wees wat goeie vrug dra. Dis jou keuse. En dit is jou keuse. Niemand kan dit vir jou doen nie, jy moet self besluit. En jy kan net vrugte dra, as jy 'n verhouding bou met die Here, elke liewe dag. Jy moet weet, as ek in die oggend opstaan, moet ek my Bybel vat voor my dag begin. Want die een van ons weet, wat ons dag vir ons inhou nie. Ek wil vir die jong klomp vra, ek het gesien julle het so mooi Valentynsdag gevier hier so by die kerk. Maar wat's die grootste geskenk wat jy op Valentynsdag kan kry? Wanneer jou man vir jou bid. 5 jaar gelede, toe ons mekaar ontmoet het, 1 Maart sal dit 5 jaar wees, was die eerste ding wat Persie vir my gevra het, kan ek vir jou bid? En hy het nog nooit opgehou om vir my te bid nie, dis die grootste geskenk, wat ek al ooit in my lewe ontvang het, behalwe Jesus Christus. Nou wil ek vir die mans en die vrouens vra, jy wat jou AGS Lofwoord hoedjie op het, jy wat jou kind van God 'n hoedjie op het, bid jy nog vir jou man en jou vrou? Bid jy nog vir jou kinders, dat hulle jou kan hoor bid? Want dis die voorbeeld. Bid jy, dat jou familie weet, jy's 'n bidder. Want as ons nie meer gaan bid nie, gaan ons meer moeilikheid kry, as wat ons oorwinnings gaan kry. Familie, vanmôre is dit 'n praktiese les wat ek vir jou gee. Oor wie en wat jy is, as kind van God. Maar die belangrikste wat jy moet hou, is wie regeer. Ek gaan vra die musikant te my kom al, ons gaan afsluit met daai karaoke liedjie. Wie regeer? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde, een wat is, wat was en altyd sal wees? Wie is dit in jou lewe? En vanmôre terwyl ons daai liedjie sing, wil ek jou nooi. Maak jou saak reg met die Here.
Ek kan jou van vooraf kyk en sien, jy sit 'n pragtige klomp mooi mense voor my, maar God kyk in jou hart vanoggend. En hy sien jou hart raak en hy weet wie sit op die troon van jou hart. En as hy nie op die troon van jou hart is nie, my broer en my suster, wil ek vanmôre vir jou sê, as jy sterf vandag gaan jy hel toe, jy gaan hom nie sien nie. Nou vanmôre terwyl ons hierdie liedjie gaan sing wie regeer, wil ek vir jou vra, maak jou saak met die Here reg. Kom ons staan op en sing ons almal saam. Jy moet huis toe gaan, familie, met jou geestelike kind van God, hoedjie op jou kop. En jy moet by die huis gaan sing, saturate me in your anointing. Jy moet gaan volmaak by hom elke dag van jou lewe. Moenie nalat om vol te maak en by hom te sit, dis die boodskap wat ek jou wil los. Ons gaan koffie en tee drink na die tyd, ek gaan vir Percy vra om af te sluit met gebed vir ons, ek groet jou by die deur. Mag die Here jou seën en ek sien julle volgende Sondagoggend weer. Ons boodskap volgende week is volg die broodkrummels. Hemelvader, ons sê vanmôre vir u baie dankie. Dankie Here dat ons vanmôre hier in ons pa se sitkamer kon sit en dat ons vanmôre kon ontslaa raak en dat ons kan hoor, Here, dis beter om 'n lofoord hoed te kan dra. Baie dankie vir die boodskap van vanoggend. Ek wil vanmôre bid dat die Heilige Gees die naprediker sal wees, dat elke ene, Here, sal gaan dit oordenk en weet dat God is groot, God is goed en God gee vir ons mooi kanse. Ek wil vanmôre vir u vra dat u met ons sal gaan in hierdie week en dat u elke broeder en elke suster, elke kind, elke persoon sal ryklik seën, Here, dat hulle voorhoede sal wees, maar ook hulle agterhoede, Here, dat hulle nie bekommerd sal links of regs kyk nie, maar dat hulle sal opkyk na Jesus, van waar ons hulp vandaan kom. Seën hulle ingang, seën hulle uitgang, wees met hulle, Here, en seën hulle ryklik in Jesus naam, en laat ons, Here, nie nalat om lofoord se hoed te kan dra nie. Ek bid dit in Jesus naam, en ons gee aan u al die eer. Amen en amen.